Morgen, ons is weer eens geseënd, ons is weer eens deurgedra in God se groot genade, en sy groot genade en die Heilige Gees, mense. Ons het mos nou al kom vind dat die Heilige Gees is oral oor. Die Heilige Gees is een van die drie eenhede van God, nee, en is alom teenwoordig, en die Heilige Gees leer ons, guide ons, en wanneer ek en u baie keer, dan weet ons nie wat om te doen nie, en baie keer dan kry jy inspirasie van die Heilige Gees af, en dan moet ons luister, en wanneer die Heilige Gees met ons deel, en ons sê, maar God het vir my die gesê, is het eintlik die Heilige Gees wat met ons gedeel het, en ons moet ons erken. Baie keer dan sê jy, maar hoe praat God met hy en my, praat hy met my nie? Is die Heilige Gees, Die Heilige Gees kan nie met jou praat as jy nie oop is vir hom nie. Hy kan vir jou ingewings gee, hy kan vir jou gedagtes gee, hy kan met jou praat, maar dan gaan jy dit afskiet as net 'n gedagte, en net om te staaf, dit wat ek sê, gaan ons na die woord toe. Want sonder ek kan niks doen wat die woord sê, en ek kan nie sê goed van my eie af nie, ek moet na die woord toe gaan, en dit wat ek sê, en dit wat ek in die woord lees, ek moet deur die Heilige Gees geïnspireer word. Die Heilige Gees wil my sê, gaan so toe Boeta, dan kyk jy daar, wat jy met die volk moet deel, en as ons kyk hier in Handelinge 13 se opskrif is, Barnabas en Paulus word deur die gemeente hy word na die heidene gestuur, Antiochie, ek ken nie hy word uitspreek nie, maar hulle word deur daai gemeente gestuur, en om te gaan predik. Hulle word deur die gemeente word hy twee afgesonder en gestuur, en Paulus word gestuur. Apostel Paulus word gestuur. Maar hier kom die triek in. Apostel Paulus word nie deur die gemeente gestuur nie, maar deur die Heilige Gees. Deur die Heilige Gees, want as ons lees in vers 2, en terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, né? Terwyl die gemeente besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê. So nou is dit nie die gemeente nie. Nou word dit onmiddellik die woord van God. Nou onmiddellik is dit die Heilige Gees wat deur die gemeente werk. So wanneer iemand vir jou sê, kyk hier so, die Heilige Gees sê so, né? As ek wat so sê, dan moet jy verstaan dat alhoewel die woorde uit die persoon se mond uitkom, of dit uit my mond uitkom, of dit 'n kind se mond, of dit 'n dronkaard, of 'n heiding se, maak nie saak nie, ek en u moet identify dat, kyk, dit is die Heilige Gees wat hier in werking is. Maar ek en u kan nie identify as ek en u nie in God is nie. As ek en u nie in God is nie, want Jesus sê, ek gee vir julle die Heilige Gees. My Vader gee vir julle die Heilige Gees, né? En as ek en u nie God as Vader sien, as ek en u nie Jesus erken nie, dan hoe gaan ons die Heilige Gees hê? So dit is van kardinale belang dat ek en u onsself oopmaak om dieper in die Bybel om te kyk wat is waarlik wat, sodat ons kan onderskei. Wanneer is dit die Heilige Gees? Wanneer die duiwel hy doen ook maar sy dingetjie aan die ander kant. En hy wil ek en u op 'n dwaalspoor lei. So ek en u se minds moet oop wees. Vir die Heilige Gees, en bekering is 'n renewing of the mind. So as ek en u nie ons mind kan rig op God, sodat ons die Heilige Gees kan identify nie, dan gaan ons los wees. En hy sê, in vers 2 sê, en terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk, waarvoor ek hulle geroep het, né? En is nie lekker om afgesonder te wees nie. Ek was afgesonder vir 'n tyd om 'n sekere job te doen, né?
en om lering te doen. Lering is 'n konstante ding, want ek myself leer ook om lering te kom gee, né? En daarvoor moet jy afgesonder word. En die Heilige Gees praat met die gemeente. Hy sê vir hulle, sonder die 2 manne af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En vers 3 sê, en toe hulle gevas en gebid het en hulle die hande opgelê het, laat hulle gaan. Nadat daar voorbereiding getref is, nadat hulle op die regte pad, nadat hulle die regte covering gekry het, is hulle gelaat gaan. Ek en u moet ons oopstel vir die Heilige Gees, sodat ons afgesonder kan word deur die Heilige Gees, en sodat ons gereed gemaak kan word deur die Heilige Gees, om die Heilige Gees se werk te doen. En die Heilige Gees is God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees. So ons moet die goede agter mekaar kry, mense. Ons moet die mense, die dinge moet ons agter mekaar kry, sodat ons kan presies weet waartoe ons op pad is. En die Here gaan ons seën. Die Here gaan ons seën, want ons doen dan sy wil. En dan kan ons bid, Vader wat in die hemel is, laat u wil hier op die aarde geskied. Ek is hier om u wil te laat geskied. Hou my, Here. Guide my, Here. Laat die Heilige Gees met my deel, sodat ek op die regte pad kan bly. En die Here seën.